Goeiemôre, en baie welkom by Jona, Pinkster 2025, en ons praat hierdie week oor Jona, en wat ons kan leer by die profeet Jona, en by sy lewe, en ek wil vir jou graag welkom sê, van waaraf jy ook al inskakel, by hierdie boodskap. Kom ons begin deur saam te bid. Here, seën ons hierdie week, dat ons nie net oor Jona praat nie, maar met Jona praat, want Jona het 'n boodskap vir ons. En dat U deur Jona met ons praat. Dat U die woord vir ons sal oopmaak. Dat ons U self sal hoor. U woord vir Israel. Jona verteenwoordig vir Israel. Maar U woord vir ons. Want Jona is ook ons. Amen. Ek wil begin deur sommer net saam te lees uit Jona 1 vers 1 tot 3. Gaan vandag die twee gedeeltes vir u lees. Ander dae sal ek vra dat u die ook maar net pause en dat ons dan net die skriflesing self lees as dit bietjie langer is. Maar vandag is net die eerste 3 verse. Die tema is vlugtend voor God. En ek lees dit graag. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en spreek hom aan, want sy boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona het toe afgegaan na Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het vir die reis betaal en afgeklim op die dek om saam met die bemanning Tarsus toe te vlug, weg van die aangesig van die Here af. Dan 'n tweede gedeelte wat ek wil lees is die gedeelte uit Lukas 15, die verhaal van die verlore seun. Ek lees net 3 verse saam. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings waarop ek geregtig is. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Ek wil bietjie begin by 'n vraag, waar raak ons gewoonlik vas met Jona? Ons raak maar baie keer vas by die vis. En ons wonder hoe is dit wetenskaplik, medies moontlik, dat iemand vir 3 dae in die maag van 'n groot vis kan wees sonder om te verdrink? Of eenvoudig sonder dat daai sterk maagsappe van die vis hom verteer? Hoe is dit wetenskaplik moontlik? En dan 'n tweede ding is ons hak vas by watter literatuursoort Jona is. Is dit net 'n gewone profeteboek? Is dit miskien 'n gelykenis of 'n voorbeeldvertelling? Soos die verlore seun, daar was eendag 'n man wat 2 seuns gehad het. Is dit 'n gelykenis soos Jesus se gelykenisse? Is dit 'n kort verhaal? Daar is kenmerke van 'n kort verhaal in Jona. Wat ons wel weet is dat daar ook 'n historiese figuur soos Jona, seun van Amittai was, en ek wil julle graag bietjie aan hom voorstel. Ons lees van hom in 2 Konings 14, en ek wil vir julle hierdie paar verse lees. In die 15de regeringsjaar van koning Amasia van Juda, seun van Joas, het Jerobeam, seun van koning Joas van Israel, op die troon gekom. Hy het 41 jaar in Samaria oor Israel geregeer en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hierdie briljante man, briljante koning, briljante vegter, oorlogsaanvoerder, maar hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het die grense van Israel herstel. Dit was in ooreenstemming met wat die Here van Israel gesê het deur sy dienaar Jona, seun van Amittai, die profeet uit Gat-Gefer. Die Here het die bitter ellende van Israel raak gesien. Israel was volkome weerloos en sonder enige helper. Die Here het nie gesê dat hy die naam van Israel onder die hemel sou uitwis nie. Daarom het hy hulle deur Jerobeam, seun van Joas, gered. 'n Koning wat gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. En die Here red die volk deur hom. Die almag van die Here, een van die sentrale temas in Jona ook. Ek wil bietjie kom by die boodskap self
Jona se naam beteken duif, maar waarheen sou hy vlieg? In gehoorsaamheid aan die Here of weg in ongehoorsaamheid aan die Here? Sy pa se naam beteken getrouheid, faithfulness, amitai se betekenis. My vraag is getrouheid aan wat en wie? En dit vra die boek ook. Jona vlug weg van God se teenwoordigheid, van God se aangesig af. Ons sien dit ook by Kain, hy vlug weg van die teenwoordigheid van die Here se aangesig en gaan bly oos van Eden. As Jona wegvlug van God se teenwoordigheid, beteken dit nie hy gee op met God nie. Hy wil niks meer met God te doen hê nie. Hy vlug weg van sy profete taak af. Hy hoop dat die Here iemand anders sal stuur in sy plek om hierdie profete taak te vervul. Here, ek sal enige tyd in Israel getuig vir u, net nie in Ninive nie. Want dit is die vyand van my mense, die vyand wat my mense leed aangedoen het. Ek wil vra, waar is Ninive? En wat verteenwoordig Ninive? Ninive was 'n groot stad in Assirië in die tyd van Jona, nog nie die hoofstad nie, maar een van die belangrike stede in Assirië gewees. En dit was eintlik 'n terroristestaat, Assirië, soos Hezbollah en Hamas vandag. Die Israeliete het gelei onder hulle, deur hulle aangeval, deur hulle verdruk. Wat verteenwoordig Ninive? Alles wat ons uit ons gemaksones uitruk. Dis die plek, of die mense, of die situasie waarin God ons roep, en ons wil nie gaan nie. Dis moeilik, dis ongemaklik. Iemand wat my diep teleurgestel het of seer gemaak het, en die Here roep my om daardie persoon te vergewe, dis my Ninive, en ons loop baie keer maar kringe om ons Ninives. Waar is Tarsus? En wat verteenwoordig Tarsus? Tarsus waarskynlik iewers aan die kus van Spanje, die verste plek wat skepe gegaan het, die verste wat die beskawing van daardie tyd gestrek het, eintlik maar, soos iemand sê, Jona vat 'n eenrigting kaartjie na die einde van die wêreld. Hy is nie van plan om terug te kom nie. Wat verteenwoordig Tarsus? Tarsus is hoe ek my verantwoordelikheid teenoor God en mense ontduik. Dis my verduidelikings, dis my verklarings, dis my regverdigings, hoekom ek nie tyd het om aandag te gee aan God en mense nie, hoekom ek hulle nie kan dien nie. En ons ontvlug nie altyd in slegte goed in nie. Soms is dit in Bybelstudie in ons kerklike verantwoordelikhede in gebed in, sodat ons nie prakties mense in nood hoef te gaan help nie. Hoe kan mens van God wegvlug? Timothy Keller sê 2 maniere. In die eerste kry ons in Romeine 1 vers 29 tot 31, hierdie groep van wie hy sê, hulle loop oor van ongeregtigheid, slegtigheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatig en verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Maar dan, Romeine 2 vers 17 tot 20, 'n tweede groep. En hy sê van daardie groep, jy sê jy's 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy ken sy wil, en jy onderskei die dinge waarop dit aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n leermeester vir die wat onoordeelkundig is of onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. En wat is Paulus se samevatting oor al hierdie twee groepe in Romeine 3 vers 12 en 23? Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Jy kan verlore wees in jou slegtyd of in jou goedheid.
Soos die fariseer en die tollenaar in Lukas 18. Die tollenaar sê, Here, hy weet hy skuldig, Here, wees my sondaar genadig. Die fariseer sê, Here, dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Want ek vas, ek bid, ek gee my tiendes, ek doen alles reg. Dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is, hierdie slegte mens is nie. Ek verdien u genade. Jonas se ontrouheid en wegvlug staan teenoor Jesus se getrouheid en gehoorsaamheid. Wat doen Jona? Hy vlug weg van God en van sy verantwoordelikheid af. Jesus doen die teenoorgestelde. En dis die aanhaling wat ek met jou wil deel. God sent the ultimate obedient prophet in place of Jonah, the rebellious prophet, to save us. Jesus die gehoorsame. Is ons anders as Jona? Jona is ook 'n spieël vir jou en my, het ek gesê. Ons bid baie keer, laat my wil geskied en nie u wil nie. Wat het Jesus gebid? Laat u wil geskied en nie my wil nie. Jona is ons. Ek wil saamvat, hoe kan ons van God wegvlug? Ons kan kerk praat. Ons kan kerk hou, eerder as om te gee vir die nood van die wêreld. Iemand skryf, nothing is more disturbing to a comfortable faith and a comfortable church than God's passion for the world. God se omgee vir die wêreld maak ons bitter, ongemaklik. Ons kan soos Jona wegvlug van 'n ware verhouding met God. Hy wil God ken op sy terme en ons kan baie godsdienstige goed doen. Soos iemand geskryf het, using God to run from God. Deur Bybel te lees, te bid, Christelike inhoud op YouTube te kyk, maar jy het nie 'n ware verhouding met God nie, want jy het nie die hart van God nie. Jona maak die regte godsdienstige belydenisse, maar hy het nie God se hart vir ander mense as sy eie volk nie. Hy verstaan net God se hart vir Israel. Daarom sê daai so mooi, Jona is eers volksman en dan godsman. Ons kan laastens vir God dien soos Jona, op ons eie voorwaardes. Jona sal preek, maar net waar hy dit wil doen. Wat is die voorwaardes waarop ek en jy God sal dien? As ek hom dien, moet hy my seën. Moet hy my voorspoedig maak. Moet hy my kinders seën, my kleinkinders seën. Moet ek altyd gesond wees. Moet dit met my goed gaan. Ek sal die Here dien solank ons net in die kerk Afrikaans kan praat. As ek net nie Afrikaans op te offer nie, wat beteken ook, solank daar net mense in die kerk is wat my taal praat en verstaan. En gewoonlik beteken dit ook maar mense wat soos ek lyk. Ek wil hiermee afsluit, en ek wil jou die vraag vra, kan ons werklik van God af wegvlug? En Psalm 139 beantwoord dit, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, die Sheol, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lê u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos dag. Die duisternis so goed soos lig. Môre kyk ons na Jona 1 vers 4 tot 16. Ek wil hê jy moet mooi dink daaroor. Wat gebeur met Jona in daardie gedeelte? Hoe praat God ook deur die matrose? Wie is in beheer van alles wat in daardie gedeelte gebeur? Ons sien jou weer môre. Baie dankie dat jy inskakel.